U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Wat het papa gister gesê? 'n Mens met die naam Immanuel Kant het geskryf dat daar 3 reëls vir geluk is: iets om te doen, iemand om lief te hê en iets om voor te hoop. Wel, ek leer iets. Ek het papa lief en ek hoop om iets te doen wat na my dood sal agterbly en waaroor mense sal praat. Hoekom hoop op mense se waardering? Want katte onthou mos net wat belangrik is vir hulle oorlewing. Waar en wanneer en hoe om kos en veilige slaapplekke te kry, is bo aan hulle waardesisteem. Hierdie goed, sisteme, het waarde. Dit weet ek ook, op TV geleer. Maar prioriteite is die belangrikste. Prioriteite, dit verstaan ek goed, want ek het ook eers so gedink, dat daar net 'n paar belangrike dinge is. En kan jy katte daarvoor kwaadlik neem? Nee, want duidelik is dit 'n eenvoudige sisteem wat goed werk. Dat ons volop is genoegsame bewys dat ons oorlewingsstrategie suksesvol is. Maar ek is nie meer met blote oorlewing tevrede nie. Papa se mening dat kwaliteit van lewe belangriker is as net om te lewe, maak vir my al meer sin. Sin, Nana gebruik ook die woord, maar dit beteken iets anders. Nana is anders. Jenga kom met die trap opgestap, met Frikkie agterna. Doef, 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 gaan hulle voetstappe. Altyd afgemete, en tjik, 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 klink Frikkie se toenaals op die houtvloere. Ek ruik die tuna op hulle asems, maar lê stil en loer deur een skreefie se oog. Kyk net so, Frikkie, sê Jenga. Meneer Grootkat lê op die rusbank, kompleet soos iemand wat televisie kyk. Haha. Frikkie hyg te veel na die trapklimmery om ingenome te lyk, maar slaag daarin om sy stert stadig te swaai. Jenga plons langs my neer. In haar hande het sy 'n bordjie met toebroodjies, tuna, mayonnaise en kropslaai. Hoe jy goeie vis met sulke twak kan opneek verbuister my. Maar ek lê nou met toe oë en hoop niemand steur my te veel nie. Sy sit die bordjie langs my neer, so vragtig. Sy verander die kanaal na 201. Tennis. Roger Federer beweeg soos 'n kat oor die baan, sê die kommentator. Regtig? Ek loer, maar nee, ek sien absoluut niks van 'n kat in enige mens se bewegings nie. Om soos 'n kat te beweeg, moet jy 'n kat wees, met supersterk spiere, senings so staaldrade gespan.
en 'n ruggraat wat soos 'n teleskoop kan invou en uitskiet. Wys my die mens wat dit het. Maar nou ja, dis ook waar dat katte nie tennisrakette kan vashou nie. Ai. Dit herinner my, iets wat soos 'n donderslag deur my kop gegaan het, is dat ek na myself kan kyk. Nie net in die spieël nie, maar ek is bewus van myself. Ek dink oor myself. Ek kan selfs daaraan dink dat ek dink. Nog nooit het ek, en sekerlik enige kat, so iets beleef nie. Ja, daar is baie dinge wat ek van mense kan sê. Goed, sleg, simpel, vieslik, maar ook wonderlik. En een daarvan is taal. Katte dink in beelde, en elke beeld is verbind aan onthou. En of jy onthou gevaar, of pyn, of kos, of plesier beteken het. Sonder taal kan die mens soos katte wees, en met taal kan katte soos mense wees. Met taal kan katte vir mekaar sê, weet jy, daar is kos op daardie plek, of pas op vir die man met die geweer, wat ook al. Katte kan soos honde en leeu's en mense saamwerk as hulle kan praat, in taal kommunikeer. Katte van die buurt, kom ons span saam en beroof die viswinkel. Kom ons gaan leer daardie boerbolle les. Kom ons sak vandag af strand toe en gaan lê leeg teen 'n duin. Maar nee, nie maklik nie, want katte is nie tropdiere nie. Die belangrikste is natuurlik wie die besluite gaan neem. En sal die res van die groep hom of haar gehoorsaam? Nee. In die natuur kan wolwe, honde, hyenas, leeu's en jagluiperds in spanne saamwerk, of dolfyne en moordvisse, sien ek op TV, want hulle aanvaar leierskap. Wanneer mense dit doen, is hulle gevaarlik, eintlik net dan. Is die mens die mees suksesvolste wese op aarde, omdat hulle kan dink en praat? Maar hulle beklei so baie. Papa sê, vroue kan nie die wêreld regeer nie, want hulle wil nie mekaar se leierskap aanvaar nie. Hy sê mans doen dit wel. Hulle kan saamspan, van oertye af, om te jag, om teen ander stamme te beklei. Stamme. Ek sal dit moet opsoek. En leierskap. Papa sê die land se grootste probleem is leierskap. Hy sê leiers moet mense kan meesleer en ook dissiplineer. Groot woord daai, maar ek hoor dit baie in hierdie huis. Soos met ander vloekwoorde word dit gebruik wanneer daar bekleierery is. Ek kyk na Jenka en Nana en Mrs. en ek weet waarvan papa praat. Hulle werk nie maklik saam nie. Net as hulle teen my of papa wil wees, dan is hulle 'n span. Gewoonlik is Nana dan die leier. Papa noem haar die voorbok. Jenka sit nou en kou aan sjokolade, stadig soos 'n koei, met haar groot donker oë op die TV. Ek kan nie soetigheid proe nie, so ek stel nie belang in wat sy eet nie, maar Frikkie bekyk elke beweging wat sy maak. Hy sal enige iets vreet, enige iets. Ek dink liewer nie daaraan nie. Het juis vanoggend amper 'n haarbol aan 'n haarbol gestik. Ugh. En dan storm Mrs op my af en wil my buitentoe dra. Wat is haar probleem? Asof dit my beter laat voel om uit te gaan. Jenka, papa sê sy is woke. Ek verstaan nog nie mooi wat dit beteken nie, maar ek kan aan papa se houding aflei dat dit iets is wat hom irriteer. Hy gebruik woorde wat Mrs kwaad maak. Sommige ken ek nie, maar stomsinnig en entitled, opinionated en gemoedsbekakking moet ek onthou om uit te vind wat hulle beteken. Om alles te onthou, dis 'n probleem. Wat doen mense? Hulle skryf neer. Ek kan nie skryf nie, maar wag, hulle tik ook. En ek kan tik. Wel, miskien, maar ek weet nog niks van rekenaars nie. Nog nie. Mrs skree op papa.
Ek luister. Hulle is in die slaapkamer en die deur is toe. Al wat ek kan uitmaak, is dat sy oor geld bekommerd is. Ek sluip nader. As jou bek nie so groot was nie, het die kraaie in jou gat nes maak. Skree pappa terug. Wat bring jy na die tafel toe? Dis nie wat ek moet bring nie, dis wat ons moet bring, gil sy. Jou lak van 'n luie limmel, jy is net so sleg soos daai lelike kat van jou. En asof jou vieslike vet varkwors braaksel brak meer werd is, bulder hy terug. Nou is pappa baie kwaad. Ek ken hom mos. En nou sal Mrs. begin huil. Ek ken haar ook. Dan sal Nana onder in haar kamer in 'n hoek begin rondbeweeg. Sy sal stoele rondskuif of met harde stappe heen en weer loop, net in haar kamer. Sy bly daar, maar sy maak geraas. En as Jenka hier is, sal sy musiek speel, harde musiek. Arme Frikkie kruip onder in 'n bed in, die naaste een wat hy kry. Hy kan mos nie deur 'n venster spring soos ek nie. Ek loop terug na my plekjie in die son langs pappa se tekentafel. Hy sal nou uitkom, eers rondkyk, sy vingers deur sy hare trek en vir my grynslag. Hy gaan sit op sy stoel en strek sy arms bo op sy kop. Kommunikasie, Timmy, dis al wat nodig is. Ek hoor hoe hy deur sy boeke blaai. Vrede is herstel. En nogmaals dink ek, mense is vreemd. Miskien mal van geboorte af. Nana sê mos die slimste mense is mal, van slimheid. En dan sê pappa, maar daar is nie pille vir stupidheid nie. Mrs. sê sy dink, sy is nie mal genoeg om talentvol te wees nie, anders kon sy ryk geword het. En pappa sê, sy bedoel seker, sy is nie skelm genoeg nie. Ek weet nie mooi wat mal is nie, maar stupid ken ek goed. Want daar is so nou en dan baie soorte stupidheid. Maar wat ek meer oorwonder is hoekom mense so lief is vir pille. Die goed smaak so aaklig. Ek probeer my bes om die goed uit te spoeg, maar mense, hulle sluk dit asof dit die lekkerste goed is wat bestaan. Nana eet maklik 'n handvol elke aand. Sy pak hulle op 'n ry op die badkamerkassie en een keer moes pappa en Mrs. haar mensehokkies toe vat. Hospitaal toe. Die een waar pappa so lank geslaap het. Ek onthou Nana was ook lank weg en Mrs. het baie gehuil en praat van haar pa en Nana wat na hom verlang. Almal was hartseer, ek en Frikkie ook, al het ons nie geweet waaroor nie. Maar nou begin ek verstaan dat mense huil as ander mense doodgaan. Ek wonder of hulle sal huil as 'n kat doodgaan. Katte huil nie, honde weer huil oor alles. Jenka sê honde is drama queens en pappa sê sy behoort te weet. Ken Jenka honde dan so goed? Ek weet daarom nie. Ek dink nie sy ken eens haarself nie. Sy gebruik woorde soos selfontdekking en angst. En pappa gebruik woorde soos selfabsorpsie en arrogansie. En dan lyk dit vir my asof hy en Nana skielik maats is, maar Mrs. is dan aan Jenka se kant. Maar nie lank nie, dan beklei hulle weer en pappa sê, catfight, catfight. Ga. Is maar 2 vrotkatte daar, dink ek. Daar waai nie eens hare nie. Maar so begin ek insien dat pappa reg het wanneer hy sê mense kan slim wees, maar emosies is sterker as slimheid. En die mense wat die sterkste emosies het, moet liewer wegbly van baas speel. Jy moet jou eie baas kan wees voor jy 'n ander se baas kan wees, sê hy dan en lyk baie slim. Dan kyk Mrs. hom met skreefies oogies en sê, wag maar, die patriargie sal nog val. Patriargie. Ek hou daarvan as hulle 3 oor wêreldregering en politiek praat, want dan lag pappa al te lekker en hy sê, spot the worry in my eye.
Wanneer hulle oor die land praat, is hulle baie kwaai, maar deesdae nie met mekaar nie. Nana kla die meeste oor die goeie ou tyd en verval en standaarde en almal sit en knik hulle koppe soos duwe en hoenders, behalwe as Jenga by is. Dan is almal weer teen haar, veral as sy hulle ou mense beskuldig van allerlei dinge. Nie lank nie, dan skree almal gelyk en dan loop ek en Frikkie na waar dit stiller is. Wat vir my snaaks is dat hulle hierdie dinge oor en oor doen. Ek wens ek kon praat, selfs met Frikkie. Ai, ek mis vir ma. Papa wil deesdae meer TV kyk. Ek is bly. Dan kan ek op sy skoot lê. Dis warm en veilig. Hy hou ook daarvan as ek op sy skoot lê. Ek dink dit is vir hom ook lekker as my lyf sy bene warm hou. Dis nou rugby wêreldbeker, hoor ek hom sê. Hy verlang na die tyd toe hy sportverslaggewer was. Daarna het hy op misdaad gewerk. Misdaad. Daarvan het hy nie gehou nie. Iets met honde te doen. Nee, papa sê misdaad is soos oorlog. 'n Normale mens wil wegkom daarvan, nie eens daaraan dink nie. Dit laat my wonder, aangesien Nana sê, iemand in hierdie huis is nie normaal nie. These humans are crazy. Waarom sê papa, dis vir hom sleg? En hoekom kyk julle klomp rockspiders so graag huisgenoot ware lewensdramas? Wil Nana ook weet. Niemand antwoord daar nie. Miskien weet hulle self nie. Papa kyk baie rugby, cricket en boks. Rugby en boks is baie dieselfde, maar cricket verstaan ek glad nie. As papa cricket kyk, slaap ek. Vandag kyk hy rugby. En aan die spanning in sy bene weet ek sy span speel, die bokke. Hoekom mense na diere vernoem word, weet ek nie. Wil hulle dan eerder diere wees? Nou die dag was die bokke teen die hane. Daar is ook drake en pumas. Vandag speel die bokke teen die kiwis. Nou is ek verward. Is kiwis dan nie vrugte nie? Miskien, want ek hoor hy praat ook van blossoms en rose. Ek weet dit is nie diere nie. Die ref is skelm, want so dom kan geen mens wees nie, brom papa. Hy praat met niemand nie, want sy vriende is nie vandag hier nie. Hulle was lanklaas hier. Papa drink nie meer vandat hy in die hospitaal was nie. Hendrik Taljaard, kalmeer, roep Mrs. van die kombuis af. Wat maak jy in die kombuis? Nog seker nie kos nie, brom papa, maar sagter. Wat sê jy? Vra Mrs. Sy het met die trap afgekom. Papa hoor nie so goed nie. Ek sê ek wonder of daar iets te ete is. Papa loer na my en knip sy een oog toe. Hoekom knip hy sy oë vir my? Ek het niks hiermee te doen nie. Of wil hy hê ek moet 'n muis vir hom vang? Nie maklik nie. Hier is nie eens genoeg muise hier rond om een kat te voed nie. Die paar wat nog hier was, het Mia self almal gevang. Get off your backside and see for yourself, antwoord sy en stap weer af. Ja, my Engelse roos, roep papa agter haar aan. Sy sê 'n paar dinge waarvan ek niks verstaan nie. As Mrs. Engels praat, dan weet ek beklei is naby. Solank hulle dit net in hulle kamer gaan doen. Papa brom nie meer nie. Hy streel net al vinniger oor my rug. Ek wrimmel, want hy maak my seer. Sorry Timmy, sê hy, en kielie my agter my ore. Dis beter. Ek spin dat hy weet. Hy tel my op en soen my in my nek. Ek spin harder. Hy ruik so spek en eiers, wat my liggies naar maak, maar ek gee nie om nie. Kom ek lees die koerant, Timmy, dan vertel ek jou wat in die wêreld aangaan, sê papa.
Hy sit my op sy skoot neer en tel die groot krakende ding op, wat hy soggens vroeg uit die posbus gaan haal. Hy hou die koerant met reguit arms voor hom, seker sodat ek ook daarin kan sien. Wat hy natuurlik nie weet nie, is dat ek meeste van die woorde kan uitmaak, veral as hy die koerant so hou, want ek is, soos alle katte, bysiende. Moord op die vlakte, bende geweld. Oorlog dreig in die Midde-Ooste. Die land is amper bankrot. Beerdkrag maak mense moedeloos. Papa skud die blaaie en ek verloor my plek. Ek wou lees oor die toestande van diere in plakkerskampe, maar hy blaai om. Ag, net die gewone, sê papa. Hy bly stil en lees die strokies. Hy geniet nogal vir Zits en Hagar. Die strokies word al minder, papa sug. Eers was haar baie, van Tarzan tot Garfield en Handicap. Haha, hy was goed. Nou natuurlik so polities onkorrek. Politiek alweer. Ek sug en lek my bout, so ver ek kan bykom, net liggies. Hy blaai weer om. Ek verstaan niks by die finansiële afdeling nie, hy ook nie, want hy blaai weer aan. By die sport lees hy, die hane skud hulle vere reg vir 'n groot aanslag van die bokke. Papa raak opgewonde wanneer hy aan die bokke dink, soos wanneer ek die duwe in die tuin sien, so iets. Dan voel ek my lyf trek so styf soos papa se. Ek weet dis nie dieselfde nie, maar ek verstaan opgewondenheid. Papa raak stil terwyl hy lees. Ek sien hy kyk na die onderste deel van die bladsy. 'n Groot letter staan daar. Malema waarsku die establishment. Papa se hele lyf verstyf. Onder hoor ek iemand praat. Dis Bolewa, die vrou wat soms hier kom werk. Dit sal nie lank wees nie, dan kom raas sy hierbo met daai lelike ding, die stofsuier. Ek is altyd bly as sy weg is, en papa ook. Ons hou van stilte. Papa streel oor my rug. Hy weet wat ek dink. Hy hou ook nie daarvan, dat hy uit sy werkplek gejaag word nie. Bolewa pak sy goed verkeerd, en dan soek hy dit, en nie lank nie, dan beklei hy en misses. Sy sal woorde soos varkhok en vuilgat gebruik, en papa sal sy hande bo sy kop uitsteek, en na die agterplaas toe stap. Ek is dan al klaar onder. Ek wag nie vir geskellery nie. Dit maak my senuagtig. So nou spring ek af en draf tot onder die trappe. Bolewa sien my en skuif haar voete weg. Ek weet nie hoekom sy nie van my hou nie, maar ten minste hou sy ook nie van Frikkie nie. Sy brom altyd dat diere buite hoort en lag wanneer Frikkie sy ster tussen sy bene druk en wegsluit. Sy en Nana praat baie oor Natal en Zulu en drink tee. Papa sal soms saggies sê, plaas die ou heks terug gaan so. Ek weet hy noem Nana die ou heks, en dat hierdie plaas nie die een is waarvan hy altyd gedroom het nie. Die skuifdeur agter is oop, ek gaan uit. Duwe vlieg op soos altyd. Ek gaan sit in die bome. Ek klim nie meer in die bome soos toe ek jonk was nie. Frikkie lê op die bank langs die deur. Hy slaap lekker in die son. Dis 'n bietjie warm vir my, so ek gaan sit onder 'n boom en kyk rond. Papa kom uit en gaan sit langs Frikkie op die bank. Papa lees verder aan sy koerant. Ek hoor hy sê, die standaarde is nou so af, en ook niks om te lees meer nie. Maar hy lees elke dag die koerant. Papa doen altyd dieselfde ding, en dan kla hy daaroor. Missus sê, hy sal siek word as hy dit nie doen nie. Ek kyk na hom, maar sien nie dat hy siek lyk nie. Hy dra nog sy lang kamerjas en sagte skoene, maar hy lyk gesond.
Nana los hom uit vandat hy weer by die huis gekom het. En nou dat Jenka minder hier is hy rustig. Toe sy jonger was, het sy my skelm van haar kos gegee. Dan hou sy een vinger voor haar mond en lag saggies. Maar pappa is nog lief vir my, al is ek oud en het net een oog. En toe gebeur dit. Alles waarin ek geglo het, word uitgedaag. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd saamstelle.